Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Dis heerlik om terug te wees in die Marula ateljee en om weer hier vanuit Pretoria met julle te gesels, maar met 'n gas wat baie ver van ons af sit, duisende kilometers ver, om vir ons die heel nuutste te vertel oor wat daar in Israel gebeur. Ilse Strauss, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys. Baie dankie. Ag, ek mis Pretoria. Die jacarandas bloei seker, maar hallo julle uit die mooiste stad in die hele wêreld, Jerusalem. Ja, dit is waar en ek wil so 'n bietjie nou met jou gesels oor Jerusalem en daardie stad se kultuur en emosie en alles wat daarmee saamgaan, maar jy is heeltemal reg. Pretoria is sekerlik hierdie tyd van die jaar pragtig hier. Ek ry gistermiddag met al die jacarandas wat nou so stadig aan begin afval op die straat, dan kry jy nou al so 'n persmat in sommige strate, maar 'n baie ernstige saak waaroor ons natuurlik vandag gesels, Ilse, elke keer as ons met jou gesels, dan gaan dit oor hierdie afgelope 2 jaar se trauma, se gebeure, dit wat daar afgespeel het, en ek wil sê die afgelope 2-3 weke natuurlik 'n uitsonderlik emosionele tydperk in Israel, want ons het daardie vredesooreenkoms gesien, president Trump van Amerika wat 'n groot rol daarin gespeel het, en nog belangriker, daardie laaste gijslaers wat vrygelaat is. Soos wat ek en jy nou hier gesels, en dinge verander natuurlik, mense gaan dit daar later sien as wat ek en jy kyk, maar is daar nog steeds die uitdaging met die liggame van gestorwe gijslaers. Vertel net vir ons so 'n bietjie ter inleiding van hierdie week se gesprek van hierdie gebeure van die afgelope paar weke, die emosie, ons het gesien daardie geweldige spanning en trauma by families wat gewag het, gaan daardie jong man wat ons seun is, of wat ons broer is, gaan ons hom sien? Gaan hy nog lewend vrygelaat word? Dit alles het die afgelope paar weke afgespeel. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, dit is amper, jy kan dit nie in woorde omsit nie. 2 jaar, wag vir 2 jaar. En dis nie net die families wat wag vir hulle boetie of hulle seun nie. Daar's een mamma wat gewag het vir 2 van haar seuns. En Israel is 'n klein landjie. Dis so groot soos die Krugerwiltuin of die Toshapanne. So, dit is nie net dat 'n paar families wag nie. Hierdie is amper, die land is soos 'n familie. So die hele familie wag saam. Almal het iemand verloor op 7 Oktober. Almal het iemand verloor in die oorlog, vir die 2 jaar van oorlog daarna, en almal ken iemand wat nog steeds gevangene gehou is. So dit is asof almal gewag het, en die hele Israel het geweet, hierdie is waarvoor ons veg. Ons veg vir ons mense om terug te kom. So vir 2 jaar is daar geveg, en ewe skielik, amper, dit het gevoel amper asof oornag. Ewe skielik kom alles bymekaar, en ons weet, oor 48 uur kom hulle huis toe. So dit is, niemand het geslaap daai Sondag aand nie. Hierdie hele land was wakker gewees. En 'n span van Bridges for Peace was Petah Tikva toe gewees, waar een van die gijslaers by een van die hospitale afgelaai sou geword het. Hulle is oorgegee op die Gaza grens, en letterlik daai hele pad wat hulle uit Gaza gekom het, is 'n erewag gestaan vir hulle deur Israelies. Die mense het afgery. Die meeste mense het heeltemal van die werk afgevat, verlof gevat daai dag, om af te gaan, om seker te maak die mense weet, hulle is welkom terug. So hulle het 'n erewag gestaan. Die res van die mense is hospitale toe, en dit is letterlik soos hulle gevlieg het oor Israel met die helikopters, die mense uitgekom op hulle in hulle agterplase, op die balkonne, om vlae te waai. Welkom terug. Dit was onbeskryflik eufories. Dit was, mens kan dit nie in woorde omsit nie. Ja, mens kan, waar ons sit onsself nie daarin indink nie, en ek dink dis baie keer ook die fout van die afgelope 2 jaar se mediaberiggewing. Jy weet, ek dink in Suid-Afrika is mense ongelukkig beperk. Ek is geskok partykeer tot watter mate mense byvoorbeeld aan iets soos Al Jazeera uitgelewer is, jy weet, om inligting te kry oor dit wat daar gebeur het. En die verstommende wyse waarop mense eintlik 7 Oktober 2023
2022 eintlik vergeet het, né? En ek dink ek wil weer teruggaan daarna toe, Ilse, ek wil dit weer bevestig, ek en jy het al daaroor gesels, maar ek wil tog hê ons moet onsself dalk 'n bietjie herhaal, om net weer terug te gaan na daardie merker van 7 Oktober 2023, en hoe dit steeds in die siege van die Israeliese volk teenwoordig is. Wil jy vir ons iets daaroor sê? Absoluut. Kyk, Jaco, mense sê, dit het nie begin 7 Oktober nie. Absoluut, jy is heeltemal reg. Dit het nie begin 7 Oktober nie. Maar dan gaan hulle terug na 48 toe. En ons kan 'n hele gesprek daaroor hê, maar ons het nie nou die tyd daarvoor nie. So nee, jy's reg. Dit het nie begin op 7 Oktober nie, maar kom ons tel hom op in 2005 en ons los daai hele gesprek uit. Kom stel hom op in 2005 en ons sê, Israel het vir vrede die Gaza-strook gegee as die begin van 'n 2-staat oplossing, want goeie genade, hierdie land wil net vrede hê. Na hoeveel jare van vervolging, oorlog, wil hulle net vrede hê. En jy kan praat met enige Israeli om jou. Wat wil jy hê? Net vrede saamleef. Ek gee nie om hoe nie, ek gee nie om wie leef om ons nie, ek gee nie om nie. Ons wil net in vrede saamleef. So hulle gee die Gaza-strook en hulle onttrek al hulle mense uit die Gaza-strook uit. En onthou, die Gaza-strook was vir 19 jaar onder Egiptiese beheer gewees. So dit is nie of hy vir altyd onder Israel beheer was nie, maar Israel onttrek hulle mense daaruit. En in daai 19 jaar wat die Gaza-strook onder Egiptiese beheer was, hoekom kan mens vra, was daar nie dan 'n Palestynse staat aangegee nie, maar ons gesels nie nou daaroor nie. So hulle onttrek al hulle mense. En binne maande begin terreuraanvalle. Hierdie land is gegee, die Gaza-strook is gegee vir die begin van 'n 2-staat oplossing. So dit is wat die Palestynë gesê het, hulle wil hê, dit is wat wêreldleiers gesê het, Israel doen, dan sal daar vrede wees, maar daar's nie vrede nie. Want Hamas se stigtingshandves praat nie van 'n 2-staat oplossing nie. Dit praat nie van vreedsaam saamleef nie. Die handves sê, die doel hoekom ons as Hamas bestaan, is om Israel uit te wis en dan 'n Palestynse staat onder Sharia law daar neer te sit. Hulle is duidelik daaroor. En as jy gaan luister na wat hulle leiers in Arabië sê, oor al die jare heen, dit is ons doel. Ons wil nie 'n 2-staat oplossing hê nie. Ons wil freedom for Palestine nooit gesê nie. Net Israel uitwis. En ons kyk na 'n hele aantal oorloë tussen Israel en Hamas. Mense praat baie keer van 'n openlig tronk, want die grens was toe. Ja, die grens was toe om 'n baie goeie rede. Want Hamas het gedoen wat hulle gesê het en hulle probeer Israel uitwis. Missiele wat neerreën. Israel ontwikkel die Iron Dome om te keer dat daai missiele kan tref. Moenie 'n fout maak nie. Deur al daai jare het missiele neergereën. En die enigste rede hoekom daar nie oorlog was nie. Oorlog begin wanneer daar mense in jou land doodgaan. So hier reën missiele neer, die Iron Dome skiet dit af. Nou hoef ons nie oorlog te maak nie, want ons wil nie oorlog hê nie. So, daar is 'n paar keer wat dinge opvlam, maar elke keer wanneer daar 'n oorlog uitbreek, word Israel gestop. En daar word gesê, Israel, hierdie lyding van die mense in Gaza is te veel. En dan trek Israel terug. En dan kom ons by Oktober 7de. So nee, dinge het nie op Oktober 7de begin nie, maar goeie genade. Ek kan nie vir jou beskryf wat het op Oktober 7de gebeur nie. Dit is, mense sê baie keer, dit was nie so erg nie, dit was erger as wat jy dink. Ek was daar, ek het gesien. Ek was ure later was ek daar gewees. Mense sê, bewys vir my, daar is vrouens verkrag. Hulle kan vir jou bewys. Die rede hoekom hulle dit nie publiek maak nie, en dit is aan die UN voorgelê, dit is. En die foto's wat voorgelê is aan die UN, die vrou wat die foto's geneem het, is vrae gevra soos, hoe weet jy hierdie liggaam, die liggaam wat verkrag is, die liggaam wat verbrand is, hoe weet jy hierdie was 'n kind en nie 'n dwerg nie?
Dit is die tipe vraag wat daar aan Israel gevra is. So nee, Oktober 7de was erger as wat jy dink. En toe, Hamas was bitterlik trots geweest daarop. Hulle was so trots op wat hulle kon regkry, dat hulle self verfilm het. En toe alles opgelaai het op hulle Telegram channels, om vir die mense te wys wat hulle doen. Daar's 'n oproep wat 'n Hamas man aan sy ma en sy pa maak terug in Gaza, en hy sê, ma, ek het nou net Jode met my eie hand, nie Israelies nie, nee, Jode met my eie hande vermoor. En die ma huil, sy is so trots. En toe, daarna Oktober 7de, nadat hulle self verfilm het, en dit toe geplaas het vir die wêreld om te sien, toe sê hulle, nee, dit was nie ons nie. Ja. So, dis my vreemd, en die wêreld sê, okay, ja, nee, ons glo jou. Ons glo jou. Dit was nie. Ja, verstommend. Nee, verstommend. Ten spyte van al daardie materiaal, interessant genoeg 'n goeie vriend van my is 'n Nederlandse joernalis, en in Nederland het die Israeliese ambassade aan joernaliste hierdie materiaal beskikbaar gestel, en die grootste deel van die joernaliste wat aan die begin uitgestap het, weens 'n soort van onwilligheid, met ander woorde, om na dit te kyk, en dit is daai dubbele standaarde. Ek wil met jou 'n bietjie praat oor die dubbele standaarde, want kom ons wees eerlik, ons het nou die afgelope 2 jaar gehoor van 'n volksmoord, en van Israel wat onwillig is om vir die Palestynë 'n veilige toekoms te verseker, maar mense wil nie terugkeer na daardie stukkie geskiedenis waaraan jy nou geraak het nie. En die belangrike stukkie geskiedenis dateer terug uit die 1990s, die Oslo-akkoorde, Bill Clinton as Amerikaanse president se onderhandelinge met Yasser Arafat, en met die Israeliese regering, die absolute bereidwilligheid tot 'n twee-staat-oplossing, uitruiling van grond, beskikbaar stel van baie grond, Israel wat eintlik baie grond verloor, Israel wat die Gaza-strook met al sy ontwikkelings wat Israel daar gedoen het, moet teruggee en presies dit doen. En wat doen die Palestynë? Die Palestynë in die Gaza-strook verkies vir Hamas as hulle regering. En ek wil mense elke dag daaraan herinner, want hulle vergeet daarvan. Hierdie was 'n keuse wat die Palestynë in die Gaza-strook uitgevoer het. Hulle kon kies, en hulle het gekies vir Hamas om hulle te regeer, en kyk wat kry hulle toe. 'n Einde van demokrasie in die Gaza-strook, 20 jaar van terreur, en ek is eerlik daarmee, ja, absoluut, die Palestynë is ook geweldig onderdruk deur Hamas, maar uiteindelik betaal 'n mens vir jou keuses, né? Die Jode het, die Duitsers het 'n duur prys betaal vir hulle keuse in 1933 om Adolf Hitler en die Nazi-party te verkies, as hulle regering, baie Duitsers, onskuldige burgerlikes, is tragies dood in daardie Tweede Wêreldoorlog. En so kan 'n mens oor baie keuses in die wêreld gaan praat, wat volkere geneem het en wat vir hulle 'n duur prys uiteindelik gekos het. Maar die Palestynë moet uiteindelik ook ergens by 'n punt verantwoordelikheid neem vir hulle eie keuses. En dit is vir my bietjie wat sleg is hier, want Israel word elke keer geblameer vir sy keuses, né? En vir sy reaksie, né? Hoe Israel reageer op 7 Oktober, dit wat Israel doen. Maar op een of ander tydstip moet die Palestynë bestekopname maak van hulle keuses. En ek dink ons is bietjie by 'n punt waar dit nou moet gebeur. Ek ervaar interessant genoeg, selfs toenemend, dalk vir die eerste keer in 'n lang tyd, 'n frustrasie selfs by sommige van die Arabiese lande, wat sê, goed, nou moet ons daarom ergens by 'n punt kom, ouens, wat hierdie ding in 'n rigting gaan, wat hierdie ding na 'n kant toe gaan. Hierdie Palestynse volk moet nou besluit wat wil hulle hê. En ek dink ons is 'n bietjie op die oomblik by dit, maar dit is my tragies dat wêreldleiers soos Emmanuel Macron van Frankryk en die Britse premier Keir Starmer en al hierdie nog nie bereid is om daaroor te praat nie. En ek hoop werklik waar dat die Amerikaners en die huidige Amerikaanse regering by daardie punte nou is om te sê, goed, weet julle, ons wil hier 'n oplossing hê en ons gaan met Israel saamwerk en ons gaan dit doen wat nou gebeur het om vir Israel te sê, maar goed, staak nou julle oorlog waar Hamas nog nie uitgewis is nie, maar goed, dan moet daar in die streek saamgewerk word, daarom om seker te maak dat Hamas nie weer kan herhaal wat hy die afgelope, en jy's heeltemal reg, dekades lank gedoen het nie. Korrek, Jaco, jy raak aan so 'n belangrike punt en dit is verantwoordelikheid. Ek meen, wat leer ons vir ons kinders? Jy moet verantwoordelikheid vat vir jou dade. As jy dit nie vir jou kind leer nie, dan is jy 'n slegte ouer.
As jy nie verantwoordelikheid vat nie, dan kan jy nie in hierdie wêreld leef nie, en dit is die dubbelstandaarde. Nou, baie keer kry ek die vraag, kry ek nie die Palestynë jammer nie, met my hele hart en siel. Maar hierdie is die gevolge van dekades se besluite. Dit strek oor dekades. Elke keer wanneer Israel gekom het met 'n vredesplan, het die Palestynë gesê nee, alles of niks. En jy's reg, die Arabiese lande het eintlik al jare gelede besef, hierdie ding gaan nie werk nie. Ons kyk na die Abraham Accords, waar die Arabiese lande gesê het, ja nee, ons vat hande met Israel. En die rede daarvoor, hoekom geen Arabiese lande die Palestynë sal invat nie, is omdat daar baie keer reeds Palestynë so droog gemaak het. Ons kyk na Jordanië, waar daar gedurende Black September 'n burgeroorlog was tussen die Palestynë en die Jordaniërs. 15,000 Palestynë gedood in weke. En die Palestynë is uitgeskop. Toe is hulle Libanon toe, die Palestinian Liberation Organization, en daar het hulle net so groot moeilikheid gemaak en die Libanese burgeroorlog veroorsaak. Toe is hulle uitgeskop uit Libanon uit. So daarom het Egipte letterlik op hulle grens het hulle 'n massiewe muur gebou, dat geen Palestynë kan inkom in Egipte in nie. Nou mense sou wonder hoekom, en daar kom ons weer by dubbelstandaarde uit, waar mense sou wonder hoekom word Israel aangekla daarvan dat hulle Gaza in 'n openlugtronk ingeforseer het, maar die Egiptenare word nie eers genoem nie. So ja, die dubbelstandaarde is iets verskrikliks, en ek kry baie keer, sal mense vir my sê, ek wil by Israel staan, maar ek kyk na absolute verwoesting en swaar kry en seer in Gaza, en hoe verklaar jy dit? En kom ek gee vir jou die absolute maklike verduideliking daarvan. Ons weet nie hoe aaklig is oorlog nie, want ons sien dit nie. Daar was nie 'n massiewe oorlog in ons generasie gewees nie. Ons weet nie hoe lyk oorlog regtig nie, want ons sien dit nie. Niemand wys vir ons nie, daar's nie films daarvan of, maar jy sien Gaza. Hoekom sien jy Gaza? Want Israel word konstant onder hierdie kalklig in die kolle geplaas. Daar is meer joernaliste in Israel per capita as enige ander plek in die wêreld. Die oë van die wêreld is konstant op Israel. En dit is hoekom jy sien hoe Gaza lyk. Dit is hoekom jy sien vir die eerste keer dalk hoe verskriklik en hoe aaklig is 'n oorlog. Soos wat Gaza lyk tans, dit is 'n oorlog. Dit is wat Israel ten alle koste wou vermy het, en dit is waarin Hamas Israel ingedwing het op Oktober 7. Ja, Israel absoluut was tussen 'n klip en 'n harde plek gewees. Daar was geen ander oplossing nie. Nou 'n ander ding. Ons sien reg oor die wêreld hoe marseer mense in strate, op kampusse vir die regte van die Palestynë, oor die Palestynë wat swaar kry. Teen Israel vir die Palestynë. Okay. En hulle sê, jy weet, ons het niks teen Israel nie. Ons is lief vir Jode, ons is absoluut, ons gee glad nie om nie, maar ons is vir die regte van mense, ons is vir die Palestynë. Ons wil nie hulle moet swaar kry nie. Nou sedert verlede week Saterdag wat Israel nou teruggetrek het uit die Gaza-strook uit, het Hamas uitgegaan uit die tonnels uit waar hulle geskuil het ondergronds, terwyl hulle burgerlikes moes face wat hulle begin het op Oktober 7de. Hulle kom uit en hulle begin mense teregstel. Sleep mense in publieke areas in, blinddoek hulle is so geslaan, hulle kan nie eers meer opstaan nie, die mense lê in die stof. En dan stel hulle tereg, so daar's een video greep wat 'n man in die stof lê, en daar's 'n Hamas ou wat 'n graaf vat en sy bene begin vergrys. En slaan totdat daai man skree en huil. En hy slaan totdat niemand weer daai man se bene aan mekaar gaan kry nie. Nou vra ek jou, waar is die mense wat so gesê het, ons staan op vir die regte van die Palestynë? Hulle is nêrens nie. So my vraag is, het die mense regtig opgestaan vir die regte van die Palestynë?
Of is dit net wanneer jy Israel kan blameer? Wanneer jy voel, nou staan dit in my hart om te staan vir reg. Ek het 'n vriend, 'n Palestynse vriend, Bassam Eid, gaan lees 'n bietjie op oor hom, wat sê, ons is die gelukkigste mense in die hele wêreld, die Palestynë, want ons het Israel as 'n vyand. As Israel nie ons vyand is nie, sal niemand omgee oor ons nie. Niemand gee regtig om, behalwe wanneer dit by Israel kom nie, sê hy. So dubbelstandaarde, absoluut. Nou, 'n ander ding, is Israel perfek? Glad nie. Elke nou en dan kom iemand na my toe en sê vir my, ja, maar het jy geweet Israel het dit gedoen? Heel moontlik het ek geweet. Maar jy sê vir my iets wat deel is van die menslike natuur. Israel het dit gedoen, Israel het dat gedoen. Heel moontlik, ja. Hulle maak foute, soos enige ander land, soos enige ander mens. Ons is sondig, ons mens, ons sondig. Maar hoekom verwag mense dat Israel perfek moet wees en geen foute moet maak nie? Maar dit word nie in 'n ander land verwag nie. Hoekom is daar 'n hoër standaard vir Israel as enige ander land? En Jaco, ek en jy ken die antwoord daarvoor. Want hierdie is nie 'n fisiese oorlog nie, 'n geestelike oorlog. Ja, nee, kyk, dit is die hele punt, want kyk, in Israel is daar uiteindelik verantwoordbaarheid, né? In Israel moet mense hulle self verantwoord. So as 'n Israeliese soldaat verkeerd optree, dan moet hy homself verantwoord, jy weet, en Israel is 'n demokrasie, en die Israeliese regering moet homself verantwoord, en 'n koalisieregering kan tot 'n val kom, en daar kan 'n verkiesing plaasvind. Kyk hoeveel verkiesings was daar in Israel die laaste paar jaar. Dis demokrasie, dis 'n land wat oop is, soos jy sê, daar's joernaliste van reg oor die wêreld. Wat ook al in Israel gebeur, word oor berig, en daar is betogings van oppositiegroepe in Israel. Dit is 'n gesonde samelewing, waar almal nie hoef saam te stem nie, waar alles nie van bo af afgedwing word nie. En dit bly die ironie van as ons sê dat daar uiteindelik 'n Palestynse staat moet wees, waarmee ek gemaklik sou wees, né? Die beginsels wat daar oor dekades oor gepraat is, oor die idee van 'n Palestynse staat, en dat maar dan sal dit moet wees binne die terme van die erkenning in die eerste plek van Israel, en 'n stelsel waar daar dan wel 'n staatlikheid ontwikkel word met regte vir daardie burgers. Dit is wat my bly verstom. Dit is nie soveel vir my hierdie hele beweging die afgelope maande, soveel 'n beweging om 'n Palestynse staat te skep wat pragtige mooi regte vir die Palestynë sal gee nie, as dat dit eerder 'n anti-Israel beweging is nie. Dit bly die verstommende van dit alles. So as 'n mens praat oor 'n Palestynse staat in die toekoms, dan bly ek weer terugkom na die vraag, wie is die Palestynse leiers? Hoe lyk Palestynse verkiesings? Hoe lyk die Palestynse strukture? En dit is die groot vraag. Wat is die aard uiteindelik van die Palestynse volk? Is die Palestynse volk sodanig geradikaliseer in die Gaza-strook deur Hamas die afgelope 2 dekades of wat, dat ons baie moeilik vandag 'n Palestynse staat daar gaan afdwing? Dit is die groot geestelike vraag. En ek dink as jy praat oor die geestelike vraag, sien ek iets daarvan afspeel, Ilse, in Europa en in Amerika. Die verstommende soort van alliansies wat gevorm het op Amerikaanse universiteitskampusse. Ek was onlangs daar. Kyk, dit is 'n samekoms van islamitiese bewegings saam met anti-christelike en anti-Joodse bewegings op universiteitskampusse in Amerikaanse stedelike gebiede. Nou, so dit is 'n uiteindelik ook 'n anti-westerse, maar ook 'n anti-christelik Joodse soort van beweging. En miskien kan jy tog iets daaroor sê, oor wat jou ervaring daarvan is. Dis my absoluut skokkend dat jy praat van anti-westers. Besef ons wat beteken anti-westers. Besef ons wat beteken radikale Islam. Ek is 'n vrou. Nou kyk ek vir al die jong meisies wat so betoog teen die Weste. Weet hulle wat dit beteken dat 'n vrou in Gaza volgens wet nie alleen op straat mag wees nie. Sy moet 'n man hê wat saam met haar gaan.
Besef hulle dat Christene in Gaza so vervolg is? Besef hulle dat Christene in Bethlehem, wat onder die Palestynse owerheid is, so vervolg is, dat die Christen gemeenskap afgeneem het, net besluit het, nee, ons kan nie meer hier nie. Besef hulle dat dit is wat gaan gebeur, en dit sit ys in my are. Ek weet nie of mense besef waarvoor vra hulle nie. En wat beteken dit as 'n vrou alleen is? Wat beteken dit dat as sy alleen in die straat uitgaan? Wat se straf is daar vir haar? En dit is skokkend om te dink, mense betoog so vir dit wat hulle nie weet wat hulle voorvra nie. Nou, jy het gevat aan wie is die Palestynse volk en wie sal hulle leier wees? Daar is nie tans 'n kans vir 'n twee-staat oplossing nie. Daar is nie, want die Palestynë was nog altyd gesplit gewees tussen Judea en Samaria, die Wesbank, die sogenaamde Wesbank, en die Gaza-strook. Na die Vryheidsoorlog in 48 het die Jordaniërs gesplit tussen Wesbank, Judea en Samaria en die Egiptenare Gaza. So die Palestynë wat in daai twee areas gewoon het, kon nie eers by mekaar uitkom nie. Hulle het vir 19 jaar geen kontak met mekaar gehad nie. Hulle kon nie tussen die twee areas nie as gevolg van Israel nie, as gevolg van Jordanië en as gevolg van Egipte. En dit was eers na 67 wat Israel weer gesê het, okay, ons maak oop, julle kan tussen mekaar. So, en dan is daar natuurlik dat in Judea en Samaria, of die sogenaamde Wesbank, is dit die Palestynse owerheid wat in beheer is, en in Gaza is dit Hamas. En daai twee haat mekaar, daar was 'n burgeroorlog tussen die twee gewees. So wie presies, want dit lyk vir my tans soos 'n 3-staat oplossing of 'n 4-staat oplossing, of waarna kyk ons? So dis baie maklik om te sê, okay, ja, ons kort 'n 2-staat oplossing, maar hoe lyk dit in praktyk? En op die oomblik is dit net glad nie 'n moontlikheid nie. Ja. Dis baie belangrik dat jy dit sê en dit verduidelik, want ek dink mense verstaan dit nie, want iemand sê nou vir my, maar hoekom kan daar nie nou maar net die 2-staat oplossing geïmplementeer word? Ja, word al dekades daaroor gepraat, implementeer dit nie. Want dit is onmoontlik om iets te implementeer vir 'n volk wat nie leiers het nie, waar hulle leiers het, dit onverkose leiers is, wel selfs in die Wes-oewe met wat is sy naam, die leier van Abbas, Mahmoud Abbas, jy weet, hy is ook, daar was jare laas 'n verkiesing gewees, nou die PLO, daar vind nie meer verkiesings plaas nie, so jy kan nie 'n staat aan mense gee, sonder dat daar 'n regering is nie, en ek dink dit is uiteindelik waarskynlik die toets vir die volgende paar maande rondom die Gaza-strook. Daar sal moet 'n internasionale mag inkom. Hamas sal finaal vernietig moet word. Dit kan nie anders nie. Ek kan nie 'n scenario insien, ek sal graag jou opinie wil hoor nie, maar dat jy uiteindelik wel, want almal van ons wil langtermyn vrede hê. Niemand van ons wil weer 'n 7 Oktober 2023 sien en weer hierdie oorlog. Kyk hoeveel Israeliese soldate is dood die afgelope 2 jaar in hierdie oorlog. Niemand wil 'n herhaling daarvan sien nie, maar ek kan nie 'n scenario insien waar ons uiteindelik hierdie langtermyn oplossing het terwyl Hamas bly voortbestaan nie. Nou dit bly vir my amper daai enkele groot struikelblok. As jy hom kan oorkom, dan kan 'n mens begin praat om te sê, goed, daar moet verkiesings plaasvind onder die Palestynë, en nou kan mens stelselmatig vanaf 'n internasionaal beheerde regering oorbeweeg na 'n Palestyns beheerde regering. 'n Mens kan daar die padkaart sien, maar ek kan nie die padkaart sien met Hamas wat steeds bestaan nie, né? Ongelukkig nie. Kyk, en ons sê, is daar nie nou tyd vir 'n 2-staat oplossing nie. Okay, maar Israel het reeds 'n paar keer probeer, en spesifiek in 2005 met Gaza. En kyk wat het gebeur met Hamas. So dit was dit was die antwoord wat Israel gekry het toe hulle 'n paar tree vorentoe geloop het. So Oktober 7de was eintlik die antwoord wat Israel gekry het. Dit is wat gaan gebeur indien daar 'n 2-staat is. En ongelukkig voor 7 Oktober was die gevoel in Israel, ja, daar kan moontlik vrede wees. Ons kyk dalk na vrede in ons generasie. Na 7 Oktober kan ek vir jou sê,
hulle voel nie meer so sterk daaroor nie, en met goeie rede. Israel wil met hulle hele harte vrede hê. Nou kom ek verduidelik vir jou, baie keer, mense verstaan nie die Israeliese samelewing so goed nie. Mense sal vir jou sê, ja, maar dinge word toegesmeer. Nee, dit werk nie so lekker hier nie. Almal ken almal is in mekaar se sake, en my kamervenster kyk uit in my bure se agterplaas in. Wat ons bure doen, weet ek elke oomblik van die dag van. Wat ons in ons huis doen, hulle weet daarvan. Ons letterlik, almal weet wat almal doen. Hierdie is nie 'n professionele weermag nie. Die weermag is mamas en papas en kinders. So letterlik as jy by die huis kom, jy almal weet daarvan. Na die eerste Vrydag aand se Shabbat ete, almal gaan weet wat gebeur het. So dit is ook wat die soldate vir my sê. Ilse, ek sal eerder my lewe gee, eerder as om Palestynë te dood sonder dat hulle dit verdien het. En as hulle burgerlikes is, ek sal eerder my lewe gee om burgerlikes te beskerm, want na hierdie oorlog moet ek terugkom en ek moet my seun grootmaak. Ek moet my seun grootmaak in die man in wat hy moet wees. En ek sal dit nie kan doen as ek weet ek het onskuldige bloed op my hande nie. So dit is die tipe weermag. Dit is nie 'n professionele weermag nie. Dit is mense soos ek en jy wat absoluut eerder iets anders sal wil doen, maar in my besigheid werk, saam met my kinders oor naweke wil gaan speel, as om te gaan oorlog maak. Hierdie is nie 'n oorloglustige land nie. Hulle wil vrede, hulle wil doen wat ek en jy mag doen, elke dag. En dit is ongelukkig waarin hulle ingedwing is. 'n ander ding, jy het gepraat van verantwoordbaarheid. Weet jy dat Israel bewyse het op leer vir elke gebou wat ontplof het, elke gebou wat hulle geteken het hulle bewyse voor. Iemand moes ingaan en sê, ja, in hierdie familiehuis het ek die volgende wapens onder die kind se bed gekry. Dan is daar foto's daarvan geneem. Dit is absolute bewyse vir elke aanval wat hulle geloods het. Elke lugaanval, elke detonasie wat hulle gedoen het, is daar klinkklare bewyse. Want hulle weet, wanneer hierdie oorlog verby is, kom daar hofsaake. Hulle het voorberei daarvoor. So elke ding wat jy sien, Israel het bewyse. Die vraag is, gaan die wêreld dit glo of nie? Ja, en gaan die media hulle kant bring en daaroor berig, jy weet, want ek het geluister na eerste minister Benjamin Netanyahu se toespraak einde September by die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York, waar hy baie mooi die dinge verduidelik het. Onder andere die ratio tussen Hamas-vegters en burgerlikes wat dood is, want dit is natuurlik die een ding wat Hamas weier om te doen en wat die wêreld onwillig is om oor te berig. Ek is altyd verstom as ek iets soos die BBC lees wat sê, goed, daar is nou 60.000 Palestynë dood. Maar sê vir my, hoeveel was Hamas-vegters gewees, verstaan? Want dit is die getalle wat ons van moet weet. En daai dinge gaan met tyd bekend raak. Gaan 'n mens sien dat eintlik vir stedelike oorlogvoering in 'n uiters digbevolkte gebied waar jy veg teen nie 'n weermag nie, maar teen 'n gorilla mag wat burgerlikes as skuldig gebruik, want dit is oor en oor bewys, het Israel eintlik uitsonderlik goed gedoen om burgerlike sterftes te beperk. As mense letterlik wapens wegsteek onder kinders se beddens, as hulle missiele afvuur vanaf die dakke van kleuterskole, as hulle wapens opgaar in hospitale, tonnels bou onder moskeeë en hospitale en skole, en jy het 'n 2-teenoor ratio van vegters en burgerlikes wat dood is, dan is dit vir stedelike oorlogvoering uitsonderlik. En nou, daar was stedelike oorlogvoering in Irak gewees, 2 dekades gelede. Ons kan kyk wat het in Kabul en Afghanistan met tye gebeur. Sirië, 'n goeie voorbeeld tydens die burgeroorlog daar, maar natuurlik praat niemand daaroor nie. Niemand praat oor wat in El Fasher in Sudan die afgelope 2,5 jaar gebeur het nie. 50
1000 onskuldige mense, meestal Christene, wat wreedaardig uitgemoor is in El-Fashar. Maar ek sien die betogings op die strate van New York en Amsterdam oor die volksmoord in El-Fashar nie, maar ek sien dit teen Israel. En dit bly die ironie daarvan. Ons kan dit nie genoeg oor en oor beklemtoon nie. En dit is hoekom dit belangrik is dat ek en jy vandag hieroor praat en dat jy moet skryf daaroor en dat ons aanhou om hierdie verhaal te vertel. Ek dink dit is vir my baie belangrik. Dit bring my tog 'n bietjie by my volgende punt oor Israel vandag. Ek wil sê jy moet so ietsie vir ons vertel van daar waar jy nou is. Is daar 'n soort van normaliteit wat terugkeer na die Israeliese samelewing? Is daar weer toeriste? Hoe gaan mense voort? Hoe is die lewenswandel vandag in Israel? Ja, daar is weer toeriste en dis fantasties om dit te sien. Normaal is 'n vreemde term. Want alles word later vir 'n mens normaal. Aan die begin van 7 Oktober, hier die eerste 2 weke van oorlog, dan voel 'n mens bietjie so. En lugaanvalsirenes, wanneer kom dit? Dan word die oorlog bietjie erger met Hezbollah wat inspring. Dan vat jou liggaam weer so 'n week om daaraan gewoon te raak. En die 12-dag oorlog met Iran, weer, absoluut, weer, jou liggaam vat weer so 'n week om daaraan gewoon te raak. En dan is alles basies vir jou normaal. Jy pas aan, normaal word, ja, dis nou maar net dit. Maar, die soldate is terug by die huis, en Israel is reg om weer te begin leef. Ek dink daar is 'n verstaan nou in Israel dat die wêreld het altyd gesê, jy weet, Israel, ons is by jou. Die wêreld is nie. Israel weet nou baie goed wie hulle vriende is en wie is nie. Hulle weet baie goed dat jy weet, ek op sosiale media, op die artikels wat ek skryf, op comments op my sosiale media profiele, sal mense iets sê soos ons verstaan nou Hitler was reg gewees. En dit is algemeen aanvaar. 2 jaar gelede sou dit nie aanvaar gewees het nie. Nou word algemeen aanvaar en Israel weet dit. So daar is hier tans 'n gevoel van ons weet nou waar ons staan. Dankie, julle het vir ons gewys. Dit was altyd dalk net 'n bietjie onder die surface gewees, maar nou weet ons. Ja. So ons weet wie ons vriende is en gelukkig was ons hier gewees. Ons was hier en die afgelope 2 jaar het vir Israel gewys dat die Christene reg langs haar sy is. En die verhouding tussen Christene en Jode is fantasties tans. Iemand het vir my gesê, so maand terug, sê hulle vir my, ons het nou gesien. Rut wat gesê het, waar jy gaan, sal ek gaan. Jou mense is my mense, jou God is my God, waar jy sterf, sal ek sterf. Julle het dit vir ons uitgeleef. En ek was hoendervleis gewees. Dis ortodokse Joodse man. Hulle het gesien. En daai geskiedenis van seer tussen die Jode en iemand sê nou die dag vir my, hoekom moet 'n organisasie van Christene verhouding bou tussen die Jode? Is die Jode ons as Christene dan nie goedgesind nie? Nee meneer, die ander kant om. Deur die geskiedenis was die Christene die Jode, of sogenaamde Christene die Jode nie goedgesind nie. Soveel so, dat daar totale wantroue was oor wat ons intensies is. En die afgelope 2 jaar het bewys wie ons is. Bewys wie aan die ander kant ook is. Maar nou weet hulle. En daar's 'n mate van vertroue wat hierdie 2 jaar ingeboesem het, wat niks anders kon nie. Wow. Wil net vir jou iets byvoeg van wat jy gesê het. Asseblief. Ja. Van die dodetal in Gaza. Ja. Nou, wat mense moontlik nie mooi besef nie, is dat dieselfde Hamas ouens wat in 7 Oktober in Israel ingekom het en kinders voor die voet vermoor het, maas, oumas, wat ook al. Dis dieselfde Hamas wat oor Gaza regeer. Dit is dieselfde Hamas as daar sê die departement van gesondheid. Dis Hamas. Hamas het daai dade opgeneem
dit gepubliseer en toe gesê nee, dit was nie ons nie. So verwag jy van Hamas om nou ewe skielik die waarheid te kom vertel? Want daar is hoeveel verslae wat geskryf is, wat absoluut daai nommers afbreek, wat sê, okay, moontlik is daar 60,000 mense in Gaza dood in die afgelope 2 jaar. Hoeveel daarvan is vrouens en kinders? Want volgens Hamas se departement van onderwys is basies almal van hulle, of die meeste daarvan, dat ons nou nie oordryf nie, die meeste daarvan vrouens en kinders. Okay, maar dan word daar gekyk na die name. En die name stem nie ooreen nie, want dit is vroulike name. Die ouderdomme stem nie ooreen nie, want hulle is almal hier in die ouderdomsgroep van mans. Ag, nie mans nie, van wat 'n soldaat sal wees. So die meeste, as dit daarop neerkom, is die meeste dood in Gaza is mans tussen die ouderdom van 30, 35, hier van 17 af, en moenie 'n fout maak nie. Daai 17-jariges, hulle almal dien as soldate. Ek het met 'n Arabiese soldaatjie onderhoud gevoer, en hy sê vir my, as jy so op die grens staan en kyk, dan is dit heel voor, is daar kinders, dan kom die vrouens, dan kom die mans in burgerlike klere, en dan staan Hamas heel agter in hulle uitrusting. So, wat die nommers ook nie insluit nie, is natuurlike dode. Mense wat dood is aan kanker. So hierdie, die syfers wat die media weergee as absoluut waar, is die syfers wat Hamas gegee het. En dit is totaal en al as vals bewys. Ja. Die ander ding is, Israel daar word aangevoer, Israel verhonger die mense van Gaza. Maar daar's oor en oor bewys, hoeveel hulp is in Gaza en oor bewys, dat die Hamas-lede deel is van die konvooie wat dan die hulp gevat het, dit gesteel het, en byvoorbeeld meel wat hulle gratis gekry het, teen 'n kilogram verkoop het van oor R700. Mense van Gaza het nie R700 nie. So dis gratis hulp wat moes ingaan. En dis dan deur Hamas gevat en verkoop aan die mense. Of daar word 'n foto uitgesit van 'n kind wat op 'n hospitaalbed lê en jou hart breek vir daai kind. En dan sit die mamma langs aan en sy spekvet en gesond en dit sê, ja maar, jy weet, dis wat Israel gedoen het. So het die mamma die kind se kos geëet, of dan kom dit uit, nee, maar hierdie kind is dood aan een of ander siekte, die kind het kanker gehad. So, jy weet, al hierdie goeders word voor Israel se deur gelê, en later kom dit uit, en jy's reg, later sal dit uitkom, hoeveel van hierdie dodetal wat ons by Hamas kry, was soldate, en hoeveel was burgerlikes. Maar teen daai tyd het die wêreld aanbeweeg, en teen daai tyd is dit in die wêreld se besef, Israel was skuldig. Ja, sure. Ilse, ek wil afsluit, en ons as Christene het altyd nog die vermoë om positief te wees oor die toekoms, in spite van al die donker dinge van die afgelope tye. Wat is jou positiewe boodskap vir die toekoms, vir almal wat saam kyk en saam luister? Ja, as jy deur die Bybel gaan lees, dan sien jy God se verlossingsplan van Genesis tot in Openbaring. Julle, kan ons nie saam kyk en saam rejoice oor hoe hy dit besig is om ter uitvoer te gee nie? Israel staan as die bewys dat God bestaan, dat hy is wie jy sê hy is, dat hy doen wat hy sê hy sal doen. Hy is besig om die meeste profesieë in vervulling te bring, as wat hy gedoen het sedert die geboorte, kruisiging en dood en opstanding van Jesus Christus. God is so besig. En hy sê in Jesegiel amper meer as 50 keer, sê hy, wanneer hierdie dinge sal gebeur, sal die nasies kyk en hulle sal sien dat ek God is. So kom ons kyk en ons sien, Israel staan as 'n bewys dat jy hom kan vertrou. Hierdie is, dit is 'n amazing tyd om in te leef. Ek het altyd gedink, ek sou wou geleef het in hierdie of hierdie tyd. Nee, hierdie is die tyd wat God homself bewys. Hierdie is 'n amazing tyd. Ons is die generasie wat dit mag sien. So wat wil God van ons hê? 2 mense saam, Israel en die kerk.
saam, sy aan sy, gaan lees deur Romeine, maar vat die hoofstuk opskrifte weg. Gaan lees deur Romeine en sien wat God se bloudruk is vir daai verhouding. En dis amazing. God wou gehad het van die begin af, ons moet so saam wees. En dis nou, vir die eerste keer in die geskiedenis besig om te gebeur. Dis die tyd waarvan jy deel is. Vir 'n tyd soos nou. Ilse, baie dankie. Dankie vir so 'n mooi boodskap. Dankie vir al die interessante inligting wat jy met ons gedeel het vandag. Dit is so belangrik dat mense dit moet hoor. Hierdie is die dinge wat mense nie elke dag in die hoofstroom media lees nie. Ek waardeer regtig dat jy dit vandag met ons gedeel het. Dit was Ilse Strauss, al die pad daar uit Jerusalem in Israel. Ilse, ons gesels in die toekoms weer. Dankie Jaco, totsiens almal. En dit bring ons dan aan die einde van hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ek hoor graag, wat dink julle hiervan? Wat is julle gevoel oor hierdie konflik en hoe dink julle gaan dit uitspeel oor die volgende weke, maande en jare? Totsiens.